Goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens. Kan julle almal my hoor? Asai. Ek bly julle kan ook. As julle my nie kan hoor nie, dan sou nou fout, want julle is naby en jonk. Maar hulle sê hulle kan my ook hoor. Baie welkom hierso vanoggend. Dis weer lekker om hier saam te kan wees. Ons ek moet sê toe ek gister die sonnetjie weer sien, dis dit sommer lekker, want dit het maar baie gereën. Ons is baie dankbaar vir dit. Ons damme is weer vol, so dit het vinnig vol geraak. Is wonderlik, maar ons dink ook aan almal wat skade het as gevolg van dit. Ons weer daar by Gamtoos en daar by Potensie en nog ander dele is daar groot skade. Tannie Petro het my vertel by hulle kompleks, iemand se kar het buite hulle huis gestaan. Toe kom maar so 'n stroom water dat hy die kar wegvat in die vallei langsaan. So party het regtig groot skade gehad. Maar ons is ook baie bly oor die reën. Ons het dit ook so nodig gehad. Nou gaan dit weer Kaap toe. So ons moet nou hulle weer in ons gebede ook hou. Hulle gaan nou dalk ook die storm kry. En gelukkige Moedersdag aan al die moeders en ook die moederfigure. Ek hoop is 'n heerlike dag. Julle kan nou nog julle ma's gaan verras as julle nog nie het nie. Dalk ek weet jy kan al, as jy koffie kan maak of so, kan jy 'n koppie koffie maak vir jou ma of so, as jy dalk vergeet het. Nou herinner ek julle somme. Maar mag dit 'n lekker dag wees. Ek het nou gedink, Edward, jy moet vir jou skoonma 'n verkyker saamgebring het daar daarbo. Hulle sit daarbo, maar baie welkom aan almal. Ek wil ook vra dat ons net mekaar sal groet. Ons is broers en susters in Christus. Is lekker om weer mekaar te sien. So kom ons groet net mekaar. Ons wil net hier 'n paar kruisies bysit. Ons sê maar nie veel oor die Stormers nie, hulle daarom nie verloor nie, so dis goed. Maar ja, die jong bokkies het goed gedoen en die bulle het ook gewen. So ek weet nie eers wat die haie gedoen het nie, maar ek weet die leeu's het ook verloor. Gewen, daarom. Want Benny is ook bly daaroor. Maar ja, ek wil hê jy moet jou hand opsteek as jy 'n besoeker is en jy wil vanoggend. Weet dan nie Ritse familie is hierso ook. Maar as jy 'n besoeker is, steek jou hand op. Ons gee 'n kruisie wat sê welkom by Nooit Gedacht. Daar is ons hande om Henry daar agter. Daar is 'n paar hande. OK, ons gaan nie iemand forceer nou om jou hand op te steek nie. Dan kom hulle dalk nooit weer nie as jy nou sê. As baie welkom. Sien nie nog aan haar bo, as jy aan. Ek is maar altyd versigtig want ek het gehoor al van 'n oom het my een keer vertel, hy het die kerk toe gekom en toe sê die dominee nou vir hom 'n bietjie te veel dalk van homself gedink, maar hy het gesê as jy na een van my dienste toe kom, sal jy altyd weer kom. Jy gaan nie dan weer wegbly nie. Maar toe kom daai oom, maar wat hy toe doen, want van die mense het hom nou geken, en weet hy het nou nie eintlik kerk toe gegaan nie. Toe sê hy nou dadelik, daai oom is nou vanoggend hierso. Welkom. Toe is daai oom nou so skaam, toe het hy sommer nooit weer kerk toe gekom. So ek is maar altyd versigtig. En my eerder self sê jy's 'n besoeker. So ja, maar baie welkom. Mag ons mag almal hierso tuis voel vanoggend. Dalk is jy ook weer terug na 'n lang tyd. Dis ook weer lekker dan om terug te wees. En my gebed is maar net dat ons elkeen 'n ontmoeting sal hê met die lewende God. Ons het die Here nodig. Ons is afhanklik van hom. Mag hy ons ontmoet en mag hy ons verander, vernuwe vir die werk wat ons al buite moet doen. Ek wil ook sommer net nou noem ons deurkollekte gaan vir die Oos-Kaap synode se ramsfonds. Daar's 'n ramsfonds gestig
om mense te help wat nou swaar kry en in nood is. So en ons gemeente gaan ook 'n bydrae gee van R1000. So ons is ook dankbaar dat ons dit kan doen. So ek herinner julle maar net daaraan. En dan gaan ons, wil ek vra, wie wil die Christuskers aansteek? Ons nou 3, julle almal wil nou. Ek wil nou vra wie het lanklaas, want Ryan Lee, ek weet jy het 'n paar keer, soos tussen Janu en Zaskia, sy kan hierdie keer. OK. Jy kan weer volgende keer, Janu, as jy wil. Ek weet Colin het ook 'n paar kanse gehad die laaste tyd. Ek weet nie waar hy sit, ek het hom gesien. O, daar is hy, ek sien hom nie eers nie. Hy het ook 'n paar kanse gehad, dankie. En ons weet, soos nou storms kom, dinge gebeur in hierdie lewe, dis nie altyd maklik nie, maar God is altyd by ons. Ons is vandag weer bewus daarvan, ons word weer bewus daarvan, want ons vergeet dit soms. Veral as ons so besig is en gejaag is, dan voel ons soms baie keer, ons is alleen. En dan raak dinge moeilik as ons so dink. Maar God is altyd by ons. Ons gaan nou 'n lied saam sing, ons bly sit. My God is so groot, so sterk en so magtig. Tannie Nelly skud haar kop, want ek weet sy doen bewegings saam met dit daar by Louis Dap. So Tannie kan dit kom doen hier so voor as Tannie wil. Dan kan almal dit saam doen. Ons is so dankbaar dat ons dit kan weet. God is groot en magtig en sterk. As niks wat hy nie kan doen nie. Julle kan saam staan en saam doen. Tannie Nelly gaan julle wys. Jy hoef nie sleg te voel nie, ja, nou baie sing daai, by, so jy is nie verkeerd nie. Hy was nou 'n bietjie skaam daaroor. Maar dit is 'n eenvoudige liedjie, maar is goed om dit te weet en dit te onthou. God is almagtig, God het alles gemaak. Daar's niks wat God nie kan doen nie. Partykeer voel ons probleme groot. Jy het 'n eksamen wat voor lê en is moeilik. Maar dan moet mens ook onthou, God kan mens help daarmee. Jy is nie alleen nie. Hy is altyd by ons. Ek gaan vir ons lees uit Handelinge 17 vers 24 tot 25 en dis uit die boodskap vertaling. So Paulus sê dit nou vir die Atheners. Ek wil nou met julle praat oor hierdie God wat julle dien, sonder dat julle hom behoorlik ken. Dit is hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy regeer oor alles in die lug bokant julle en oor alles op die grond. Hy bly nie in die een of ander tempel wat deur mense gebou is nie. Daarvoor is hy heeltemal te groot en te belangrik. Hy het ook nie nodig dat mense hom van die oggend tot die aand moet bedien met allerlei offers nie. Die God van wie ek julle vertel, is nie van mense afhanklik nie. Hy het alles op die aarde gemaak, ook elkeen van julle. Dit is hy wat sorg dat ons elke dag asemhaal. So ons is ook dankbaar daarvoor dat God vir ons weer laat asemhaal, laat opstaan, dat ons kerk toe kon kom. Ons vier vandag Jesus se opstanding ook. Hy leef. So daaroor is ons baie bly. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou die Here loof, ons gaan staan en die lied sing, ek roem U naam.
Julle lekker sien ook, dit help. Nou, wie van julle het al soos hierdie vrou verdwaal iewers? Het julle al? Ek het ook al, as mens ry, en jy ken nie die plekkie, of jy weet nou nie waar jy moet gaan nie, dan kan dit nogals moeilik raak. Ek het een keer, ek het nie verdwaal nie, maar dit was moeilik, want ek het op 'n grondpad gery, toe begin het baie reën. Toe gaan die kar sommer so, en ek kon nie lekker sien, hoe ver is die pad nog nie, so ek moes nou maar net bid en vra, Here, bring my hier deur, maar ek het nie geweet hoe lang gaan dit nog wees, ek kon nie sien nie. So ek was ook 'n bietjie in 'n sekere sin verdwaal. Ek moes maar net glo ek is op die regte pad, en ek moes nou maar bid en vra help my. Maar baie keer verdwaal 'n mens. Wat dink julle kan mens help as jy moet ry iewers en jy het verdwaal? Ja, Ryan Lee. Jy gebruik Google Maps, ja. Ek het gedink, ek het gehoop julle gaan dit sê, want ons het nie meer soos die mense paar jaar terug, hulle moes 'n kaart uithaal. Jy kon nie net sê, ek wil Bywes toe gaan, vat my daartoe nie. Hulle moes soek, waar is hulle nou? Waar is Bywes? Dan moes jy self die pad gekry het. Nou sê ons net op die foon, vat my. En dan kyk die satelliete, waar is jy, en wys vir jou presies, en dan sien jy. So jy kan aangaan, Kobus, na die volgende slide. Kyk, daarso is nou, dan wys hy ons nou hoe jy moet ry, presies. Maar, mens kan ook kies, daar praat mos iemand met jou, gewoonlik is daar so tannie wat met jou praat, maar jy kan kies om nie te luister ook nie. Jy kan sê, nee, ek gaan my eie pad, ek ken 'n beter pad daar. En dan verdwaal jy, dan gaan daai dingetjie mos nou so, en dan werk hy weer niet uit. Dan sê hulle nee, recalculating. So jy kan ook kies om dit nie te gebruik nie. Ons was een keer in 'n ander land, in Malawi, ons het na die meer toe gegaan, en ek sê vir my pa, ons moet, daai tyd was dit nou meer, jy het soos 'n GPS skermpie gehad. Maar ek sê vir hom, kry so een, dan gaan mens maklik daar uitkom. Hy sê ook nee, hy ken die pad. Toe verdwaal ons en het raak donker al, en hy het 'n bok raak gery, toe sit chaos. So, mens kan kies om dit nie te volg nie. Nou, ek het ook vir julle 'n stukkie gelees uit Handelinge 17. En dis waar Paulus vir die mense in Athene ook gehelp het, want hulle was verlore. Soos 'n GPS ons help om op die regte pad te kom, so het hy vir hulle ook gehelp. Hy het vir hulle vertel wie God werklik is. Want hulle het allerhande tempels gehad, en mens kan nou sê so standbeelde gemaak vir die gode. Hulle het allerhande gode aanbid, maar hulle het nie vir God regtig geken nie, en vir Jesus nie. So hy vertel hulle toe, en hy vertel hulle, God het alles gemaak, hy's groot, soos ons in daai lied ook gesing het. Maar hy sê ook vir hulle, God is altyd by ons. Hy is nooit ver van ons af. En dan het hy vir hulle vertel van Jesus. Hulle moet glo in Jesus. Dan gaan al hulle sondes vergewe word. So die Bybel is soos ons GPS. As jy die Bybel lees, dan leer jy van God, dan leer jy wie is Jesus. Jy weet hoe moet jy lewe. Maar jy kan ook kies om dit nie te lees nie. Dan gaan jy ook verlore raak, dan gaan jy dalk op die verkeerde pad gaan. Of as jy eerder luister wat ander mense net sê, dan gaan hulle jou dalk op die verkeerde pad vat. Maar as ons kerk toe kom, dan sit amper so, dan begin hierdie weer, dan sê dit vir ons, okay, nou weet ek weer wat is die regte pad. Dan gaan jy nie verlore raak en soos iemand wat in die donkerte nou moet rondsukkel nie. Die Bybel is ook vir ons soos 'n lig. Dit help ons om te sien wat is die regte pad, wat is goed, wat is reg. So julle gaan 'n bietjie verder daaroor gesels vanoggend. Maar onthou dit, ons het hierdie GPS elke dag nodig. So daar's 'n liedjie ook, lees jou Bybel, bid elke dag. Dit help ons as ons dit doen. Ons moet ook vra, Here help my om die regte ding te doen. Want baie keer moet jy besluit. 'n Maatjie sê, kom ons steel sommer hierdie chocolate. Dan moet jy nou besluit, gaan ek dit saam doen of nie.
So dan vra mens, Here, help my. Okay, so julle kan nou verder bietjie gaan gesels daaroor. Ons gaan vanoggend uit Handelinge 17 lees, vers 22 tot 32. En dit is waar Paulus in Athene is, terwyl hy nou wag vir Silas en Timotheus. Hulle moet van Berea afkom, so dan sy nou daar in Athene. Hy het nie maar net daar agteroor gesit en gewag vir hulle nie. Hy het iets gaan doen. Hy het opgetree dadelik. So ons gaan 'n bietjie daar stil staan vanoggend. Kom ons bid saam voor ons dit lees. Here, ons dank U net weer dat U wat so groot en almagtig is en heilig is, tog ons so liefhet. U het alles gemaak, U het ons gemaak. Here, ons moet dit onthou. U is die een wat in beheer is. U is die koning bo alles en almal. Ons loof en prys U dat U vir ons sorg vir die reën wat ons gekry het. Ons dank U dat ons in 'n lewende verhouding met U kan lewe. Deur Jesus is die deur oop, kan ons sê. Ons het vrye toegang tot U. En ons is baie dankbaar daarvoor. Here, ons bid ook vir almal wat swaar kry as gevolg van hierdie reën. Wees met hulle, help hulle, Here. Ons bid ook waar ons uit die woord uit gaan lees vanoggend, dat ons daardeur geraak sal word, dat U met ons sal praat. U praat nog steeds met ons vandag, maar dat ons sal luister en dat ons sal reageer daarop. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Ek hoor ek is die enigste een wat nie so 'n bietjie hoes met tye nie. As nog. Dis nou maar hierdie tyd, die sinus is nou weer 'n probleem. Ek lees vir ons uit Handelinge 17 van vers 22 af tot vers 32. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê: Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan: aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid, sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van die hemel en die aarde. En hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dit is bloot skepinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgeslaan, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer, want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel, deur 'n man wat hy uitgekies het. Dis nou deur Jesus. As 'n bewys daarvan, vir almal, het hy hom uit die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding in die dood hoor, het party hom uitgelag, maar party het gesê, ons sal jou weer hieroor wil hoor. Ek gaan nou die laaste
2 verse ook maar net lees. So het Paulus van hulle af weggegaan. 'n Paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, 'n lid van die Areopagus, en 'n vrou met die naam Damaris, en nog ander saam met hulle. So ons lees net tot so ver. Nou in Handelinge 17, nou hoor mens hoe die evangelie in Thessalonika, en Berea, en dan nou in Athene gedeel word. So daar het nou so 'n paar dingetjies gebeur voor hy nou daar in Athene gekom het. Na sy prediking in Thessalonika het daar Jode, 'n groot aantal godvreesende Grieke en 'n aansienlike getal vooraanstaande vroue tot bekering gekom. Maar toe was daar jaloerse Jode. Hulle het nie daarvan gehou nie, hulle was jaloers. En hulle maak toe moeilikheid. Daar kom toe nou 'n opstand en die stad kom in beroering. Toe is Paulus nou, toe is hy in die donker nou weggevat na Berea toe. Paulus en Silas is nou so toe weggestuur. Toe moes hulle vlug. Maar nou, dit tref my nogals, hy stop nie dan nie. Ek bedoel, hy was nou moeilikheid, hy moes vlug. Dan gaan hy aan. In Berea gaan hy net aan met sy sendingwerk. Die mense daar was nou ontvankliker as die in Thessalonika vir hom en sy boodskap. En daar het baie van die Jode gelowig geword en ook 'n groep van die Grieke, mans sowel as vooraanstaande vroue. Lyk my die belangrike vroue het nogals ook goed gereageer op sy boodskap by daai 2 plekke. Maar toe hierdie Joodse teensanders nou hoor van hy wat nou verder gaan met dit en so aan, toe kom hulle weer vir hom, toe kom al weer moeilikheid. Toe hulle nou hoor hy die woord van God daar in Berea verkondig. Toe het hulle nou weer 'n oproer begin en die mense opgestook, opgesweep en so aan. Toe moes hy nou weer vlug. So hy het dit maar moeilik gehad omdat hy die evangelie gedeel het. Dit was nie maar net maklik en lekker en almal was oop daarvoor nie. En dan in Handelinge 17 vers 14 tot 15 hoor ons, die gelowiges het toe dadelik vir Paulus na die kus toe laat wegbring, maar Silas en Timotheus het daar agter gebly. Die mense wat vir Paulus begelei het hom tot by Athene gebring en toe teruggegaan met die opdrag van Paulus aan Silas en Timotheus om so gou as moontlik na hom toe te kom. So, dis hoe hy nou daar in Athene beland. Maar is nou net interessant ook om te weet, die stad Athene was nogals 'n baie belangrike stad vroeër. Dit was die groot kultuurstad van die antieke wêreld. En hier gedurende in die 5de en die 4de eeu voor Christus was dit die sentrum van filosofie en kuns. Dit was ook die geboorteplek van die demokrasie. En daar belangrike groot filosowe soos Sokrates en Plato het ook van daar af gekom. So dit was, mens moet dit nou in gedagte hou, dit is die tipe stad wat dit was. Maar teen die 1ste eeu na Christus was hierdie plek nie meer so indrukwekkend soos wat dit vroeër was nie. Het was eintlik maar net 'n skadu van daai groot glorie wat dit vroeër gehad het. Van sy vorige glorie. Die bevolking was toe maar net 5000 mense. Maar daar was ook baie afgode daarso. Daar was 30.000 afgode, sê hulle. So dit het gewemel van tempels en allerhande sulke tipe goed vir altaars en goed vir die afgode. So dit moet mens ook in ag neem. Maar nou, toe Paulus nou daar in Athene wag, toe tref het my nogals, hy het nie maar net gesit nie, hy het nie maar net gewag en die tyd omgebring nie. Hy het geloop in die stad, hy het gaan kyk, wat sien hy in hierdie stad raak. Athene was dalk nie wat dit was dalk nie deel van sy plan nie, maar hy moes nou vlug en toe is hy daartoe gebring. Maar toe gaan kyk hy nou in hierdie stad wat hy raak sien. En dit het my nog ons laat dink vandag, mens leef baie keer besig, mens jaag,
jy werk, of wat ook al, jy klomp dinge, jou program is vol. Maar wat dan gebeur baie keer is, mens let nie op wat jy om jou sien nie. Jy leef net, jy leef verby ander, jy leef verby goed wat gebeur, maar mens moet eintlik baie meer kyk, wat gaan om my aan, wat sien ek raak, wie kom oor my pad, daar's belangrike dinge wat gebeur, wat mens kan mis, ook iets wat, mens kan ook dan al voel, die Here is nie teenwoordig nie, want jy is nie bewus, jy is nie ingestel om dit raak te sien nie. So wat het jy dalk onlangs, toe jy deur die stad gestap het, of gery het, wat het jy gesien? Dalk is daar iets wat jou ontstel het, dalk het jy iemand gesien wat op straat moet slaap, of iets gesien het wat jou diep geraak het. Mens moet so dink, eintlik aan die einde van elke dag, wat het gebeur vandag, wat het ek gesien, waar het ek dalk iets van God raak gesien, wat het jy raak gesien, dalk het jy ook 'n geleentheid raak gesien, vir iets wat jy kan doen, om 'n verskil te maak, om hoop te bring, of dalk het jy iets goeds gesien, iets wat jou weer bemoedig het. Toe Paulus so in Athene was, toe is hy was baie ontsteld, in sy gees was hy diep ontwaardig oor dit wat hy gesien het. En dit wat hy gesien het is, hierdie stad is vol afgodsbeelde. Dit het hom gepla. Hy het geweet, hierdie is 'n probleem. En hy wou nie dit maar net los en hy het dit nie maar net geïgnoreer nie. Hy het besluit, hy gaan hierop reageer. Nou as jy so ontsteld is, een manier hoe jy kan reageer is om met woede. Hy kon van daai goed gaan stukken slaan het dalk, maar dit sou nie vir hom veel gehelp het dan nie. Hy sou dalk nie dan die evangelie kon gedeel het nie. So hy was ontsteld binne in homself, maar hy besluit om eerder hieroor te praat, om eerder die evangelie te deel. Want dit is hoe hy reageer op hierdie wat vir hom so verskriklik sleg is. Hy sien 'n geleentheid raak. So dit het my ook laat dink, wat sien ons raak? Wat se geleenthede is daar ook vir ons? So hy reageer nie met woede nie. Hy gaan na die sinagoge toe en hy praat met die Jode en die mense wat God vereer. Dis nou mense wat nie Jode was, maar wat bekeer het tot die Jodendom. Hy praat met hulle. Hy redeneer met hulle. Hy het elke dag ook daar op die markplein, met wie ook al daar was, het hy die evangelie gedeel. So hy het nie net gewag nie. Hy het oral eintlik waar hy kon, het hy 'n geleentheid raak gesien om die evangelie te deel. Nou onder die wat met hom gestry het, was mense van die twee groot filosofiese strominge in sy tyd. Nou dis nou bietjie klein daar, maar daar so uiteensetting. Dis die Epikureërs en die Stoïsyne. So dit was die twee groepe en hulle het met hom ook gestry. Nou vir die Epikureërs was die hoofdoel van die lewe eintlik maar lewensvreugde. Hulle wil net die lewe geniet. Daar's nogals mense vandag ook wat so wil lewe. Ek worry nie eintlik oor die Here of oor klomp dinge nie. Ek wil net die lewe geniet. Dit moet net lekker wees. Ek soek net dinge wat vir my plesier gaan bring. So lewensvreugde was die hoofdoel. En hulle wou dinge soos vrees en pyn en bygeloof vermy het. Hulle het geglo dat die gode nie regtig hulle met mense se lewens bemoei nie. So jy hoef eintlik regtig te worry oor die gode nie, want hulle gaan nie eintlik omgee wat jy doen nie. Jy kan daarom maar net die lewe gaan geniet. Jy kan maar gaan doen wat jy wil, en hoe jy goed doen. So, dit was vir hulle baie belangrik om die lewe hier en nou rustig en gelukkig te lewe. Hulle sou geluk najaag heeltyd. Tydelike genot. Vir die Stoïsyne was die klem weer meer geval op selfbeheersing, innerlike vrede en om in harmonie te lewe met die natuur. Hulle het 'n sterk oortuiging gehad dat daar wel 'n groot
onpersoonlike mag is, goddelike mag is, wat die wêreld beheer. Maar weer eens ook, is nie 'n persoonlike God, dis 'n onpersoonlike God wat dinge beheer. Dis hoe hulle gedink het, dit is waaroor hulle filosofie ook gegaan het. So, party van hulle het gedink, Paulus is maar net 'n praatjiesmaker. Hy is iemand wat maar nou net baie praat. En hulle het gewonder wat hy nou tog sal wil sê. In die Grieks is die woord spermologos. En dit verwys letterlik na 'n voeltjie wat saadjies oppik. Maar dit het nou later verwys na iemand wat by klomp verskillende goed 'n bietjie inligting vat. En dan sit hulle dit by mekaar en praat nou daaroor. So, dis hoe hulle hom gesien het. In Engels sou mens nou eintlik sê, 'n ignorant show-off. Hy praat eintlik nonsens, maar hy wil nou maak asof hy baie slim en belangrik is en so aan. Maar eintlik praat hy net nonsens. Eintlik is hy 'n dwaas wat babbel. So dis hoe hulle vir Paulus gesien het. Maar ander het weer gesê, dit lyk of hy 'n boodskapper van vreemde gode is. En dit is omdat hy die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. So hulle vat hom nou toe na die Areopagus toe. Nou dit was eers soos 'n rotsagtige klein tipe heuweltjie, waar belangrike mense nou daar in Athene by mekaar sou kom. En soos gepraat het oor belangrike sake en gedebatteer het en so aan. Dit was wel gevaarlik om in Athene te praat oor vreemde gode. Want daai Sokrates, daai filosoof, hy is doodgemaak toe hy bietjie die mense aangevat het oor hulle gode en gepraat het van ander gode. So dit was gevaarlik. Nou vat hulle vir Paulus eintlik voor hierdie raad. Maar mens weet nou nie, hulle sê later in Paulus se tyd, ons weet nie, was hy nou fisies op daai heuwel of het hulle sê nou maar in 'n saal by mekaar gekom nie. Maar daai naam Areopagus het ook die raad eintlik. Dit sou ook hulle beteken het. So hy word na die raad toe gegaan en dan kry hy nou 'n kans om verder met hulle die evangelie te deel. So hy kom toe daar by hulle en hulle wil toe nou, hulle het verder gesê vir hom in vers 19. Kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? Party van die dinge wat jy sê klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat dit beteken. So daar was ook mense wat geïnteresseerd was in hierdie nuwe dinge wat hy geleer het. Maar wat mense in gedagte moet hou is vers 21. Dit sê die Atheners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets niets te sê of te hoor nie. So dit was soos hulle stokperdjie. Ons wil gedurig nuwe goed hoor en daaroor praat en so aan. So hier sien hulle nou, okay, hier's nou iets niets. Dit klink nou vreemd. Hierdie opstanding van Jesus en so aan. So, maar wat Paulus te doen is, hy gryp hierdie geleentheid aan om hulle te leer oor die ware God en oor Jesus en oor die opstanding. Hy help hulle, want toe hy hy daar in die middel van die Areopagus gaan staan. En hy sê toe vir hulle, hy erken toe hulle is in alle opsigte baie godsdienstig. Maar wat mens nou moet onthou is, hy het geken, hy het geweet wie hulle is. Hy het geweet wat hierdie filosofiese groepe ook voorgestaan het. So hy gebruik goed in sy toespraak en hy pas sy boodskap aan sodat dit vir hulle relevant is, sodat hulle die goed wat vir hulle belangrik is verwys hy na. Partykeer ook op 'n subtiele manier, maar hy pas aan. As hy byvoorbeeld met Jode gepraat het, dan sou hy baie meer Joodse elemente gebruik het en die Joodse geskiedenis, maar hy doen nie dit hier nie. So hy pas aan. En daar leer mense ook 'n belangrike ding as jy vir mense wil vertel van die Here. Jy moet in ag neem wie dit is. Jy kan nie maar net daar kom en dit afforceer op hulle nie. Gister was ek in 'n slaghuis
die lekker slaghuis daar by Hokkedraai. En dis 'n halal slaghuis, maar ek dink nie almal weet dit nie. So ek koop nou toe so 'n bietjie wors, maar daar staan 'n man langs my en hy vat wors en hele paar goed. Maar hy sê hy wil vark hê. Hy soek vark. En soos die persoon wat daar werk nog, hy grap, want soos sy kyk hom net so aan en hy sê weer nee, hy soek vark chops ook by. En ek sê vir hom, hoorie, hierdie is 'n halal slaghuis. Jy gaan nie vark hier kry. En hy skrik toe nou eintlik so, maar toe dink ek net, as jy byvoorbeeld, jy moet die konteks ken waar jy is, jy moet die mense in ag neem, dit help. Partykeer moet jy ook maar eers 'n verhouding bou met hulle, leer ken en verstaan. Jy kan nie net daar kom met die Bybel en dit afforceer op hulle nie. So, dit was vir my nogal snaak. Hy het nou nie geweet nie. Toe sê die ou wat daar werk, nee, hulle kry dit baie en party raak kwaad, want hulle sê, ek het nou al die pad gery na toe, ek soek nou my vark. Maar hulle het dit nie, so, dit is nogals interessant. So, Paulus kom daar, en hy bevestig, hulle is baie godsdienstig, hulle sou nogals dan gevoel het, ja, verstaan, goed gevoel het daaroor. Hulle is baie godsdienstig. Maar wat hy ook gesien het, en wat hy dan aansluit by, is, toe hy na hulle aanbiddingsplekke gekyk het, het hy 'n altaar gesien, wat gesê het, daar was bygesê, aan 'n onbekende God. En dit is toe die geleentheid wat hy raak sien. Want hy sê, julle is baie godsdienstig, maar ek sien, daar is eintlik 'n leemte by julle. Hulle het baie gode gehad, maar hulle het eintlik erken, daar kan moontlik nog 'n God wees. En hulle was bang, hulle los daai God dalk uit, dan gaan hulle nou gestraf word. Hulle het baie in vrees geleef vir die gode. So jy moet die gode ten alle koste gelukkig gehou het. Jy moet seker maak, jy maak hulle nie kwaad nie. So toe rig hulle dit op, aan hierdie onbekende God. En hy sê vir hulle, maar ek gaan nou vir julle vertel wie hierdie God is, wie julle nie ken nie. Julle aanbid hom, sonder dat julle eintlik dit weet. Maar ek gaan nou, hierdie God kan geken word. En dan vertel hy nou vir hulle wie hierdie God is. So hy het sy huiswerk ook gedoen. Hy het geweet wie is hulle, sy boodskap sluit aan by baie van hulle dinge. Dit is nogals belangrik. Die manier hoe mens die evangelie deel is baie belangrik. Nie dit wat jy sê ook, maar ook hoe jy dit doen. Die styl waarmee jy dit doen. Ek het 'n tyd terug gehoor van 'n kompleks hier in PE, waar daar's nou van ons lidmate wat daar bly, maar daar's 'n pastoor, en die pastoor, self aangestelde pastoor, hy pyster die mense, want dit is nou 'n klein kompleks, jy sien al die huise nou so, dit is nou nie groot nie. Maar hy gaan heeltyd na almal toe, en hy wil heeltyd sy geloof afdwing op almal, en dan kom hy nou met die Bybel, en hy wil redeneer, en dit maak almal kwaad. Selfs die Christene sê later, nee, los ons net uit, ons is nie dis vir dit nie. So, hy maak vir homself deure toe, want die manier hoe hy dit doen is nie reg nie. Dit gee 'n onaangename geur aan alles. Nou hoor mense dalk eers wat hy sê nie. So, die manier hoe mense doen is baie belangrik. So, Paulus vind gemeenskaplike grond tussen hom en hierdie mense. Maar hy verander nie die waarheid nie. Hy verkondig die waarheid, maar hy doen dit op 'n manier wat hulle verstaan. Hy verwys byvoorbeeld nie na Adam nie. Hy verwys ook, hy noem nie Jesus self nie. Hy praat van die man. God het 'n man aangewys. So wat gaan kom oordeel byvoorbeeld. So dit is nogals interessant. Mens kan nou baie daaroor praat, en mens kan ook baie praat oor sy toespraak, wat hy van God sê in sy toespraak. Dit is ook belangrik en treffend. Vir my was treffend nogals hoe hy net weer sê, God is die skepper, hy het alles gemaak. Hy het nie ons nodig nie, maar tog, hy gee vir ons lewe, lewensasem. Hy gee vir ons alles wat ons het. Dit is so wonderlik. Maar hy wil ook ons red, en deur Jesus.
Daar is nuwe lewe en vergifnis moontlik. Maar wat hy ook sê is, God is altyd by ons. God is nooit ver van ons af nie. Ons kan in 'n verhouding met God leef. Ons kan hierdie God leer ken. Maar mens kan nou self weer daardeur lees. Maar ek wil hê mense moet 'n bietjie nadink, wat is afgode of dinge vandag wat tyd neem en aandag neem in ons lewens, maar wat ons fokus wegvat van die ware God. Want daar kan mense nou klomp goed noem, maar dit is ook goed waaroor ons moet nadink. Dit is nie altyd slegte goed nie, maar dit kan in die pad staan van jou verhouding met die Here. Dit kan al jou tyd vat, dit kan jou lewe oorneem. Jy kan aangaan, so 'n strokiesprent, ja, wys daai slide ook eers, gaan terughou Kobus, nee, nog een aan, daar sê, as jy soos Paulus met mense moet praat, wat nie die ware God ken nie, wat nog nooit van God gehoor het nie, hoe sou jy vir hulle verduidelik wie God is? Dis ook nogals iets om oor na te dink. Waarop sal jy fokus? Wat sal jy uitlig? Mens kan ook nogals by Paulus leer hoe hy dit gedoen het. En dan daai vraag wat ek nou gevra het. Maar jy kan nog aangaan, daar's so strokiesprent wat ek wil wys Kobus, as sê. Dis nou in Engels, maar dis nou Linus is nou die seun en Lucy is die meisie. So sy het vir hom gesê, sy ding nogal, sy sal 'n goeie evangelis kan word. En hy vra toe nou vir hom meer daaroor uit, en sy sê, ja, daar's iemand wat agter haar sit by die skool, en sy het hom oortuig dat haar geloof beter is as syne. En hy vra toe nou, hoe het jy dit gedoen? En sy sê toe, sy het hom met haar kosblik geslaan. So, daar's verskillende maniere hoe jy kan probeer iemand vertel van die Here en laat bekeer, maar daar is nie 'n goeie manier om dit te doen nie. Jy kan iemand forceer om te glo nie. Jy kan maar net getuig. Maar dit is God wat mense verander. Dit is die Heilige Gees wat mense se oë oopmaak vir Jesus. So moenie dit probeer nie, moenie geweld gebruik nie. Dit is nie goed nie. Ons doen altyd dit met die styl van Jesus. Ons volg hom in alles wat ons doen. En hy was nederig, hy was vol liefde, dis hoe ons ook moet wees. So ek wil 'n paar punte net ook deel, as mens nou nadink oor hoe deel mense die evangelie, waaroor gaan evangelisasie? Dit kom uit 'n dokument wat die taakspan vir evangelisasie in die NG Kerk saamgestel het. So dis nou net 'n paar punte, maar dit is nogals belangrik om dit ook te hoor. Net so 'n inleidende ding vir dit is, die hele gemeente deel met hulle hele lewe die evangelie. Dis nie maar net seker is, soos die dominee, of daai sendingkommissie, of ons almal is gestuurdes. Ons almal is eintlik evangeliste. Jy het dalk nog nooit so daaroor gedink nie. Maar Jesus stuur ons in die wêreld in om disippels te gaan maak. Hy sê nie net seker is of die wat wil, of ons almal is gestuurdes. Evangelisasie beteken om deel te wees van God se liefde. God die Vader, Jesus die Seun en die Heilige Gees werk saam om mense na hom toe te trek. So ons moet net eintlik deel wees van daai liefdevolle beweging na alle mense. Alles hang nie van ons af nie. Jesus is die koning van God se koninkryk. Hy is die een wat mense red en almal moet hom as Here erken. Evangelisasie nooi mense om Jesus se volgelinge of disippels te wees. Dis nie maar net kennis nie, dis nie maar net mense moet sekere goed weet, dis 'n nuwe manier van lewe, jy volg nou vir Jesus. En disippels moet weer vir ander help om Jesus te volg. So dit stop nie, ek is nou 'n disipel, nou moet ek ander help, nou moet ek ander uitnooi. Elke gelowige is 'n evangelis. Dis nie net die predikant se werk nie, almal in die gemeente moet help. Die hele gemeente werk saam in evangelisasie. Alles wat die gemeente doen, moet pas by hierdie roeping. Ons moet 'n gestuurde gemeente wees, so alles sluit daarbey aan. Dis nie iets aan die kant of
ons is 'n gemeente wat 'n bietjie sending doen nie. Ons is 'n gestuurde gemeente. Evangelisasie is meer as net praat. Dit sluit goeie dade, vriendelikheid, liefde en regte woorde op die regte tyd in. As jy dit nie doen nie, dan trek dit baie keer 'n streep deur wat jy wil sê. As jy liefdeloos en aggressief daar aankom by mense, gaan hulle nie na jou luister nie. Dit is baie moeilik om te sê God is liefde as jy byvoorbeeld liefdeloos is. Dit gaan nie, dit pas mos nie. Mense word genooi om deel van die geloofsfamilie te wees. Hulle glo, behoort en leer leef soos Jesus. Ons moet ook verstaan in watter wêreld ons leef. Mens moet in ag neem, soos daai nou nie in ag geneem het, hy's in 'n halal slaghuis nie. Jy moet dit in ag neem. Jy moet in ag neem, waar woon jy? Wat gebeur? Dit is baie anders as 40 jaar terug. Dinge het verander. As jy dit nie in ag gaan neem, gaan dit ook vir jou baie benadeel. So ons moet verstaan, baie mense is nie meer deel van die kerk en glo verskillende dinge. En dit maak evangelisasie nog belangriker. Dis nie meer so dat almal maar net, meeste mense kom maar net kerk toe. Daar's mense wat vroeër in die kerk ook was wat nie meer kom nie, of mense wat nooit in die kerk gekom het nie. Hulle moet hoor die goeie nuus. Evangelisasie gebeur op 'n mooi en eerlike manier. Ons praat met mense, respekteer hulle en wys deur ons lewens wat die evangelie beteken. So dis iets wat mens beliggaam. Dis nie maar net woorde nie. Ons volg Jesus se voorbeeld en hoe ons ander behandel. Soos hy is ons nederig en dien ons ander. Evangelisasie is vir almal, vir mense in die kerk, vir die wat nie meer kerk toe kom nie, en vir mense wat glad nie glo nie. En leiers in die kerk moet help dat die lidmate toegerus word vir hierdie werk wat gedoen moet word. So dit is nie maar net 'n taakie vir party nie. Ons almal moet dit doen. So na sy toespraak, toe hy nou baie gepraat het oor God en die evangelie gedeel het, wil ek net hier so stil staan weer by vers 30 tot 32. Paulus sê dan vir hulle, God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou, dis nou 'n ander tyd, maar nou roep hy alle mense oral op om hulle te bekeer. Daar is nou 'n geleentheid om jou te bekeer. Almal moet dit doen. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in regverdigheid gaan oordeel, deur 'n man wat hy daarvoor aangewys het. En hy het dit aan almal bevestig deur hom uit die dood laat opstaan. Jesus leef, hy gaan weer kom. Hy gaan kom om te oordeel. So mens moet dit weet. Mens moet self elke dag gereed wees. En as mens afdwaal, want ons almal verloor ons fokus, dan moet ons bekeer. Terugkom na hom toe. Terugkom na die lig toe. Maar ons moet ook ander nooi. Bekeer. Kom ontdek hierdie nuwe lewe in Christus. Vreugde, liefde. Kom kry die ewige lewe by hom. Dit is 'n uitnodiging. Dis goeie nuus. En dat Jesus lewe. Feit dat hy leef, sê hy gaan weer kom. Hy leef. Dit staan vas. So ons weet nou, nadat Paulus hierdie dinge gesê het, het party hom uitgelag. Mens moet weet, almal gaan nie positief reageer altyd as jy die goeie nuus deel nie. Die saad gaan nie altyd op die goeie grond val nie, maar mense hou aan saad. Daar het wel mense positief gereageer. 'n Paar manne en dan nou 'n lid van die Areopagus en 'n vrou. En nog ander saam met hulle. So selfs belangrike mense, 'n lid van daai raad het ook bekeer. Dit gaan nie oor die hoeveelheid nie. Mense moet nie daarin vaskyk. Mense getuig net en mense hou aan saai. So ons moet besef in hierdie tyd tussen Jesus wat gekom het en hy wat weer gaan kom, het ons werk om te doen. Ons is deel van Jesus se werk, van die drie-enige God se werk, en dis 'n voorreg. Vir Paulus was dit 'n voorreg om die evangelie
te kan deel. Hy het dit nie gesien as 'n swaar las of so nie. Al het dit baie van hom gevra ook. Kom ons bid saam. Here, ons kan U net loof en prys vir U goedheid en U genade. Ons dank U dat U vir ons wil 'n goeie Vader wees, elke dag. U is daar vir ons, U sorg vir ons. Here, ons is so afhanklik van U. Alles wat ons het en kry ons van U. So daarmee dank ons U. Met alles in ons, Here. Here, ons weet ook U seën ons en ons moet daarmee ander seën. So ons is ook dankbaar dat ons ander nou weer kan help wat swaar kry as gevolg van hierdie vloed en hierdie storm, Here. Here, ons bid ook vir die boere daar in Potensie wat nou hulle inkomste verloor het en nou vir 5 jaar moet wag om weer vrugte te kan oes by baie van hulle landerye. Here, dis verskriklik, dit het 'n effek op daai hele gemeenskap, ook op die kerke en die gemeentes daar. Here, so ons bid dat U hulle deur daai storm sal dra. Ook mense in ons stad en in ons gemeente wat dalk hulle huis verloor het of wat groot skade het. Here, dankie dat ons kan weet met alles is U daar en kan ons U vertrou. Here, ek bid ook dat U ons daai passie sal gee vir U, vir die goeie nuus, om te gaan getuig waar ons kan. Here, partykeer mis ons geleenthede, maar as ons nadink oor ons dag, dan besef ons, waar was U? U was teenwoordig, daar was geleenthede. En as ons dit gereeld doen, dan gaan ons die nuwe dag in met 'n nuwe bewustheid. Ek kyk uit, wat sien ek raak? Waar is 'n geleentheid om 'n verskil te maak? Here, daar's baie geleenthede om hoop te kan bring, om 'n lig te kan wees. En ons dank U vir almal wat dit reeds doen, wat hulle geloof uitleef en wat diensbaar is. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar's nou geleentheid vir die gee van die dankoffers. Daar gaan 'n paar afkondigings ook gedeel word.
asseblief. Dankie Heer, nie ons Vader dat ons môre hier by mekaar kan wees. Here, dankie vir die boodskap wat ons hier kon ontvang het. Here, ons vra ook so dat U sal sien die aanwending van hierdie fondse in die gemeente en ook dit wat vandag bymekaar gemaak word vir die fonds vir die mense wat swaar kry met hierdie oorstromings wat ons gehad het. Ons vra dit alleen in U genade. Amen. Daar sê, kom ons kyk gou, kom ons gee my 'n bietjie meer klank. Daar sê, kom ons kyk gou na die afkondigings. Daar's Dinsdag aand 'n kerkraadsvergadering. Ons vra asseblief die voorbeding ook daar vir dit wat daar bespreek moet word. En dan volgende Sondag aand begin ons Pinksterreeks tot die volgende Donderdag. Let maar daarop asseblief. Die bazaar gaan aan, tyd raak min, 30ste is om die hoek. Jy sien daar so ook op die afkondigings goed wat benodig word. Ek sien aardappels en eie en gevriesde ertjies en as jy kan help met dit, sê ons baie dankie en ook vir almal wat al reeds vir ons soveel bestanddele gebring het. Dit word waardeer. Die finansies van die gemeente sien die daarso, inkomste, die uitgawes. Ons sê maar weer baie dankie vir almal wat so getrou vir hulle bydraes elke maand gee. Daar's heel wat werkies wat gedoen moet word nog en daar's werk wat gedoen was en dit lyk baie mooi. Op ons verjaarsdag ek het vir Melanie Elders hier so, sy hier. Sê maar baie geluk vir vandag en dan almal wat in die week ook verjaar, mag julle nuwe lewensjaar vol van God se vrede, sy nabyheid en sy seën wees. Ek het hier so Charlotte Senekal is voorheen van ons gemeente. Haar seun is oorlede. Kom ons bid ook daar dat die familie in die tyd van hartseer deur die Here by huis gestaan gewees. Susan Vermaak gaan vir 'n operasie. En dan Elsa Scheer se seun in Kanada dink ek kry baie swaar as gevolg van kanker. So kyk maar, die programmetjie vir die Pinkster is op die afkondigings. Elke aand se tema is daarso en dan van maandag tot woensdag gaan daar 'n soppie en 'n broodjie wees. So kom asseblief en kom deel met ons hierdie Pinkster. Een van die twee wil nog gesels. Goeiemôre almal. Ja, Henry het ook genoem, ons wil regtig sê, laas gepraat het, baie dankie. Daar was 'n verskil in die maandelikse bydrae. Ons loof die Here en ons prys die Here en ons raak nie moedeloos nie. Daar's altyd 'n uitkoms. Wat ons nie kan bewerkstellig nie, ons hemelse Vader doen dit. Ons het ook genoem, hy is ook vandag in die kerk, hoe jy moet al hierdie dinge wat hy ons gehelp het om te ver waar ons duisende rande gespaar het. Baie dankie weer daarvoor. As julle dalk binnekort hier aan die einde van die maand sien dat Dominee se goedjies word daar uit die pastorie getrek. Ons het hom nie weggejaag nie. Dominee, jy is nog steeds welkom hoor. In elk geval, hy en Leanne het besluit, daai plek is baie groot. Hulle wil graag hulle eie huis koop. En hulle het dit so gedoen. Die proses is al die gang. Dit kan dalk voor die einde van die maand gebeur dat Dominee hulle uittrek. En genadiglik, ons sal dit net bevestig, by Dinsdag aand se kerkraad, die bestuur het dit al aanbeveel, ons het 'n huurder vir die pastorie, en daardeur sal dit ook ons fondse 'n bietjie versterk. So, dit gaan alles gebeur met 'n doel. En dit is so, baie keer sê die mense, wat die dominee, lang en oor weet ook, die dominees is ryk, hulle gaan koop strandhuise, kyk net, en hier sit ek in my ou huisie. Maar wat ons baie keer vergeet is, dominee sê dit daar by die slaghuis, mense het nie altyd die inligting nie. Sou dominee iets oorkom, dan moet die vrou binne 3 maande die pastorie verlaat. Dan sal daai persoon nie meer bly. Dit het 'n Kirkwood gebeur, daar lang terug is die dominee in 'n ongeluk oorlede. Sy vroutjie was 3 maande, toen was hy die pastorie uit. Maar dit is goed as jong mense ook begin, hulle eie dingetjie doen, en dit leer hulle ook baie ander dinge. So dominee, ons wens vir julle voorspoed toe, met julle trek, moet net nie getrek raak nie. Nou goed, baie dankie.
Goeiemôre almal. Ek wil nou nie gewoonte maak om elke Sondag hier te staan nie. Dominee, ek wil nie op werk hier nie. Julle het op die afkondigings gesien, maar is net 3 belangrike punte. Die wonderlike dames wat bygedra het met die groot sukses van die gebaktafel verlede jaar. As julle net met Kobus in kontak kan kom in terme van julle bydra hierdie jaar en wat se bestanddele benodig het, want daar is koekmeel, olie, versiersuiker, selfraising, bakpoeier, allerhande goed wat ingekom het, wat beskikbaar is vir die mense wat wil bak. Kontak vir Kobus, as julle sy nommer het, kan jy vir my kontak. Dankie vir julle ondersteuning daar. En dan diegene wat ingelegde produkte gaan doen, net by Soekie laat weet wat julle gaan doen en of julle bottels nodig het nie. Daar is bottels op die verhoog binne in die saal, so gaan kyk maar wat julle benodig het vir dit wat julle doen. En dan reël met Soekie. Die ander ding is, daar is hierdie jaar 'n vleistafel. Dis nou nie 'n groot verskeidenheid vleisie, maar ons is baie geseënd dat mense vleis geskenk het, so ons het wors gemaak. So daar's 'n ekstra tafel hierdie jaar, ons het nou mense gekry om ons te help daar. So dis 'n interessante byvoeging, ons hoop maar net, ons kan nog kry om die verskeidenheid groter te maak. Julle moet ook maar ons help, Dominee Matthewes is besig, maar waar ons groente sou gekry het nou vloed gehad, so as julle weet van ander mense wat ons kan help met groente vir die bazaar, laat weet, maar ons glo Dominee Matthewes, ons gaan regkom daarso. Ja, dis al, ek wil die 19de Mei die laaste vergadering hê. Ons sal die vloerplan moet kyk, so ek sal graag al die organiseerders daar wil hê. Daar's nou 'n ekstra tafel, so ons moet plek maak. En dan die ander ding is, ons wil ook meer plek hê vir die teetuin, want daar is nie genoeg sitplekkie. So, almal wat daar betrokke is, asseblief die 19de, ek sal 'n kommunikasie uitstuur, maar dit is belangrik dat ons die vloei mooi kry hierdie jaar, en dat daar genoeg sitplek is vir die wat nou lekker sit en kuier. Baie, baie dankie. Toe het die een dominee daar op Plettenberg Baai, toe sit hy die foto op en daar het 'n vervoertrok ook voor die pastorie gestaan. En toe sê hy ook net, nee, dis nie hy wat gaan nie, die mense moet nie bekommerd wees, die trok staan net daar vir 'n tydjie. Want die mense wonder, toe gaan hy nou of wat. Maar ja, nee, ek gaan daarom nie. Ek is nog hierso en ek is dankbaar ook daarvoor, dat ons saam kan reis. Ons slotlied is op berge en in dale, ons sing vers 1 saam, kom ons staan en sing die lied saam. Die seën van die Here. Julle kan weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle sal wees. Amen. Ons sing amen vanoggend.